almal baie welkom ook by vanoggend se tyd ook saam met die Here. Soos gewoonlik verklaar ons ook vanoggend dat ons bestaan en ons is hier om God te eer. Welkom ook aan elkeen van julle wat later in die week en vanaand aanlyn by ons gaan aansluit. Ons bid ook dat julle so deur die opname ook die Here se teenwoordigheid ook sal beleef. Dominee Gawie is vandag in Narrogin, waar hy die diens ook daar sou lei. En dan Dominee Pieter is nog met verlof. Hy kom nou in hierdie week terug. En nou weet ek nie hoe die jetlag hom gaan hanteer as hy nou terug is nie, maar later in die week sal hy dan ook weer hier wees en aan diens wees. Intussen, as jy behoefte aan 'n leraar het, kan jy vir Dominee Marius kontak, of vir Dominee Gawie. Dan die van julle wat dalk moontlik die behoefte aan 'n moederskamer het, die eerste deur net aan die oorkant van hierdie dubbeldeure, is die moederskamer, julle is welkom om hom ook te gebruik. Dan welkom aan elkeen van julle wat vir die eerste keer hier by ons is. Ek het vanoggend 'n paar van julle hier by die deur ontmoet vir die eerste keer. Het is baie lekker dat julle ook saam met ons hier so is. By die tafel hier buitekant is daar 'n besoekersboek. As jy net jou besonderhede ook daarin skryf, dan sal ons julle ook op die verspreidingslys vir ons nuusbrief sit. En die week het ons uit een verjaarsdag, Wilna Dominee Gawie se vrou wat verjaar, 28 April. Ons wens ook vir Wilna 'n baie geseënige verjaarsdag toe, dat die Here ook aan hierdie jaar ook sal onderneem. Dan 'n paar ander belangrike datums wat ons graag vra dat julle moet aanteken. Volgende Sondag is 'n baie belangrike een en 'n hoogtepunt by ons in die gemeente, met die bevestiging van Dominee Marius en Corlia de Beere, ook as ons derde leraarspaar in die gemeente. Baie dankie ook vir elkeen van julle wat al in hierdie week al ywerig begin werk het aan die voorbereidings. Ons sien ook uit na 'n groot geleentheid, nooi julle vriende en familie uit, wat dit ook saam met ons kan kom deel. 14 Mei ons hemelvaartdiens. Dit gaan nie 'n fisiese diens wees nie, voordat dit opgeneem. Ons sal die oggend vir julle die link deurstuur, waar julle ook dan na die hemelvaartdiens en ook die Pinksterreeks kan gaan kyk. En dan die 17de Mei is ons uitstuur 'n geleentheid na Bali, die uitreik groep wat na Bali toe gaan, en ons gaan die Sondag ook 'n gemeentevergadering hê. Dan die kategese begin nou nie hierdie Sondag nie. Ek weet die skole begin volgende week. Omdat doen die Marius se bevestiging is volgende week, begin die kategese dan eers weer die 10de Mei. En julle maar net die nuusbrief dophou vir die materiaal wat kom. Dan, soos julle ook weet nou, so voor verlede week het ons 'n kerkraadsvergadering gehad. By die vergadering het ons 'n klompie besluite geneem. Paar van hulle wat julle ook met tyd hier by ons gaan sien, paar veranderings. Een van die grootste verandering wat ons nou mee begin, is dat ons die stadsbediening, ons bediening hier in Clarkson, en dan die plattelandse bediening, die ander 9 bedieningspunte, reg oor Wes-Australië as een fokus gaan begin beskou. Tot nou toe het ons hulle gehad as 2 verskillende spesifieke fokusse, waar albei ons voltydse leraars, Dominee Pieter en Dominee Marius, saam sal fokus op die gemeente as 'n geheel. Dit beteken dan ook dat waar ons in die verlede gemeenteraad gehad het vir ons Clarkson bediening en 'n kerkraad vir die totale gemeente, ons die twee nou saamvoeg as een raad en as een kerkraad, wat dan beteken ons het dan dit het dan ook 3 vakatures op die kerkraad dan nou veroorsaak, wat ons dan nou ook vir nominasies vra. Nou die doel van die gemeentevergadering van 17 Mei sal dan wees om ook dan kerkraadslede vir die vakatures te verkies. As julle mense wil nomineer, hulle moet ingeskrewe lidmate wees. Die van julle wat die vorm in die boek, as 'n boek en 'n vorm op die tafel, as jy die vorm ingevul het om lidmaat te wees, dan kan jy op die kerkraad ook dien, en dan ingeskrewe lidmate dan ook die reg om dan te stem vir die kerkraadslede. Intussen, as jy nog nie lidmaat geword het nie, dit oorweeg, vat 'n vorm, vul hom in en dan gee hom of vir my of vir een van die leraars. As jy met iemand wil gesels wat wil nomineer, gesels nou voor die tyd, maak seker dat hy bereid is om te dien. En selfs as jy bereid is om beskikbaar te wees om by kerkraad te dien, is jy welkom jouself te nomineer of ons toe kom sê. Dan, want dit is altyd lekker om mense te hê wat ook graag daar wil wees. Bid dan ook vir die vergadering van die 17de Mei. Een van die ander veranderings wat julle sal sien, nou nie volgende naweek nie, maar die week daarna, op die oomblik, ek weet nie of wie van julle is allemaal bewus nie, maar julle kry elke week 2 nuusbriewe. Een van ons plaaslike bediening hier in Clarkson of in die stad, en dan een vir die plattelandse bediening. Ons gaan die nou ook saamvoeg as 1 nuusbrief. Dus van die 10de Mei af gaan julle net 1 nuusbrief kry met al die inligting vir die week,
van wat in die stad en op die platteland gebeur, terugvoer wat in die vorige week gebeur het, en dan die gewone inligting, standaard inligting, wat op die oomblik op ons nuusbrief is, sal dan met links op ons webwerf beskikbaar wees. Dis dan 'n paar van die veranderingkies wat julle dan nou ook sal sien in die volgende tyd wat gaan gebeur. Nou, wanneer ons op die platteland, ons gaan ook begin praat van pak stad, wat dan ons bediening hier in die stad is, en dan pak platteland, wat dan enige van die ander 9 bedieningspunte het, of as enige van die bedieningspunte sou byvoorbeeld besluit, soos pak Kalgoorlie, wat gereeld vergader, hulle sou hulle self dan pak Kalgoorlie kan noem. Dit is maar meer 'n organisatoriese ding, die bediening gaan nie veel verander nie, ons het onsself, dit gaan maar aangaan soos dit gaan, maar dit gaan net 'n gesamentlike fokus wees, met ander, dit wat ons hier doen, gaan uitvloei na die platteland toe, en ook van die platteland af gaan terugvloei hier na ons toe, en ook so die eenheid in ons gemeente ook verder te bevorder. Dan Mei maand is ons uitreik maand, wanneer die Baliese groep ook uitgaan, die 17de Mei is ook die uitstuurgeleentheid. Die groep is daar van die 23ste Mei tot die 30ste Mei, wanneer ook terugkom, doen die Gawie en doen die Pieter lei die groep. Dan ook, baie dankie vir elkeen van julle wat ook al bydraes gegee het. Ons het nog 'n bietjie fondse nodig, vir dit wat ons ook daar gaan moet aankoop, as die Here dit ook so op jou hart lê, dat julle dit ook dan so in die rekeninge betaal. So herinner julle ook aan die challenge koerantjie wat hier op die tafel is, wat julle kan kry. Dan ons bly 'n biddende gemeente, en ons getuig ook van die Here se versorging elke week, en ons dank die Here dat hy ook ons aan mekaar gee, om mekaar te versorg, te ondersteun, en om saam te dien en te verheerlik. En ook hiervan uit is ook waarom ons ook ons fokus in ons gemeente ook as 'n gesamentlike fokus wil doen, sodat ons vir mekaar kan versorg. Ons dink aan die mense wat sukkel met hulle gesondheid, ons bid ook dat die Here ook vir hulle elkeen genesing sal gee, en die van julle wat ook met visums nog werk, ek hoop ook dat een van julle ook binnekort ook julle visums en langtermyn visums dan ook sal kry. Dan die skoolkwartaal begin hierdie week, sterkte in al die, ek dink ek nie sê sterkte in die ouers nie, julle sien uit daarna, dat die kinders weer 'n bietjie vrede by die huis het, sterkte vir die kinders met die nuwe kwartaal. In die volgende weke sal ook die tyd saam met Jesus, ons kategese materiaal ook weer beskikbaar wees. Ons bid ook dat ook julle saam met die ouers en die kinders ook dit is 'n sinvolle tyd sal beleef. En dan bly bid vir die woeling in Baling met die kerk daar, maar ook vir ons uitreik, dat die Here ook daardie uitreik ook sal gebruik om ook sy koninkryk ook daar ook uit te brei. Dankie Dominee Marius. Baie dankie Jan. Van my kant af, goeiemôre. Baie welkom by ons byeenkoms vanoggend. Dit is 'n lang naweek en ek hoop dat daar eers ook so 'n bietjie rustigheid is in die normale tempo en ritme van elke huishouding. Welkom ook vir 'n klomp besoekers vanoggend hier by ons. Dis vir ons heerlik om julle ook vanoggend hier saam met ons in die gemeente te kan hê. Ek wil net seker maak, ek is Andriana, daar sê baie dankie. Ek wil graag vanoggend begin om vir jou by die voete van die Here Jesus te gaan neersit. Ons gaan saam vanoggend na die eerste klompie verse uit Filippense 1 uitkyk, maar ek wil jou vanoggend neem as ons wotum, wil ek vir jou graag neem na Filippense 2. Daar het Paulus vir ons 'n kragtige lied geskryf, 'n pragtige aanbiddingslied oor wie die Here is en wie se teenwoordigheid ons vanoggend is. En ek dink dis 'n baie bekende gedeelte in Filippense 2. Maar ek wil graag vanoggend vir jou hierdie gebed, hierdie lied wil ek vanoggend vir jou lees en dit gaan ons wotum wees en dan gaan ek in 'n seëngroet dan in beweeg. Paulus is besig om met die gemeente hier te praat. En dan vra hy dat hulle 'n sekere ingesteldheid, 'n sekere hartshouding teenoor mekaar en teenoor die wêreld sal hê. En dan is dit asof hy 'n voorbeeld nodig het om vir ons iets te vertel van, maar dit is die wyse waarop ons moet lewe, om na mekaar te kyk, na die wêreld te kyk. En dan neem hy ons na die voorbeeld van ons Here Jesus Christus. En hy begin hierdie lied, hy sê, dieselfde gesindheid moet in julle wees, wat daar ook in Christus Jesus was. En wat was daardie gesindheid? En dan begin hy om vir ons te sê, hy was die een wat in die gestalte van God was, maar hy het sy bestaan op godgelyke wyse nie beskou
as iets waaraan hy hom moes vasklem nie, maar hy het homself verneder. Hoe? Deur die gestalte van 'n slaaf aan te neem en aan mense gelyk te word. Ons ken dit as die vieringe van Christus se geboorte, Kerstyd. En dan gaan hy aan en dan sê hy, en toe hy as mens verskyn het, het hy homself verder verneder. Hoe? Hy was gehoorsaam tot in die dood, ja, die dood aan die kruis. Ons ken dit as die Paasgebeure, as Paasnaweek, daardie viering van Christus se sterwe, maar ook dan sy opstanding. Daarom het God hom ook tot die hoogste eer verhef en hom die naam gegee wat bo elke naam is, sodat in die naam van Jesus elkeen wat in die hemel en op die aarde en onder die aarde is, die knie sou buig en elke tong sou erken, Jesus Christus is Here, tot eer van God die Vader. Jesu Christus ho Kyrios is die Grieks. Dis 'n uitspraak, dis 'n belydenis. Dis die belydenis wat Petrus onder andere gesê het, toe hy gesê het, maar U is die Christus, U is die Here. En dis hierdie belydenis wat Jesus gesê het, waarop my kerk hier op aarde gebou sal word. En liewe broer en suster, dis die voorreg wat ons vanoggend het, om in hierdie Jesus se naam hier by mekaar te wees. Hy is die koning, hy is die verlosser, hy is die Kyrios. En dis in sy teenwoordigheid waar ons vanoggend is. Kom ons sit so vir 'n paar oomblikke, en dan word jy stil voor hom. Ons hoor elke knie sal buig, en elke tong sal erken, hy is die Here, hy is die koning. Jy doen dit net op een van twee maniere, of met groot vrymoedigheid en oortuiging op grond van jou geloof in hom, of ergens iewers gaan daar 'n dag en 'n tyd in die toekoms wees, waar jy wel gedwonge, as jy dit nie met vrymoedigheid en geloof kan bely nie, wel jou knie sal buig, daardie dag en erken, hy is die koning. Kom ons word stil voor hom, vir 'n paar oomblikke, ek sal 'n kort gebed doen, en ek groet jou met 'n seëngroet. Here Jesus, wat 'n voorreg om vanoggend in U naam by mekaar te kan wees. Die naam wat bo elke naam is. Die naam voor wie ook elke knie sal buig en elke tong sal erken. U is die God en die koning van hemel en aarde. En dankie dat ons in U naam, in God die Vader se teenwoordigheid kan wees, en dat ons dit met vrymoedigheid en vertroue vanoggend kan doen. En dankie dat ons weet dat U, omdat ons U naam ken, in U naam by mekaar is U ook deur U Gees ook hier teenwoordig. Wat 'n voorreg om vanoggend saam so te kan wees, saam die knie te kan buig, saam te kan bely, dat Jesus Christus is ons Here, ons Verlosser, tot eer van God die Vader. En dankie o Gees van God, dat ons vir U kan uitnooi, om vir ons vanoggend ook in hierdie byeenkoms te kom ontmoet, dat ons lewens ook hier aangeraak en verander sal word, om tot eer en verheerliking van ons Vader en van ons Verlosser te gaan lewe. Ons bid dit en ons vra dit in Jesus Christus se naam. Amen. Dis 'n voorreg om vanoggend vir jou die vrede van die Here God, die drie-enige God toe te wens. Mag jy weet dat God die Vader vir jou sy vrede gee, in en deur dit wat Christus vir jou en vir my gedoen het. Christus is die vredevors. Mag daardie vrede vanoggend jou aanraak en vir jou vrede gee. Mag die Heilige Gees op 'n baie kosbare, persoonlike manier vanoggend ook vir jou bedien met die vrede van God. Nou ons het verlede naweek het ons De Beere die voorreg gehad om daar in Esperance omgewing 'n draai te kan maak. En julle het so pas gehoor van hoe Jan vir ons verduidelik het hoe die bedieningswyse in die gemeente dan nou ook op 'n bepaalde manier verander. En hier is ons medebroers en susters wat ons verlede naweek 'n ontmoeting mee gehad het, so amper 70
Suid-Afrikaners wat daar by mekaar was en hierdie bediening saam beleef het in Esperance. En ons sê, ons was verwonderd. Ons is verwonderd oor die hoeveelheid mense wat daar is, wat saamkom met die behoefte diep in die hart om die Here saam te kom aanbid in Afrikaans. En wat 'n voorreg om dan ook vir hulle so te kan bedien. En ek dink jy sal ook hier op die naam hieronder sien, is juis dit wat Jan ook gesê het, hoe die stadsbediening en die plattelandse bediening geïntegreer raak, nou in terme van dat ons praat van Pak Esperance. En dis ons medebroers en susters waar ons verlede naweek by besoek afgelê het. En dis 'n voorreg om saam met hulle, maar ook vanoggend saam met jou, die volgende te kan bely. Waar ons sê, Here, ons is u gemeente. In u is ons almal een en gedring deur u liefde het ons alle mense lief. Ons vind ons vreugde daarin om hier saam vir u te aanbid, getrou vir mekaar om te gee en ook in eenvoud vir u te lewe. Here, u verheerlik u self in en deur ons. Dis 'n bede wat in ons hart is. Here, verheerlik u self in en deur ons. Hoe? En hoekom? Sodat verlorenes gered en gebrokenes genees kan word. En u voeg self, die Here self voeg mense by sy gemeente, maar saam beywer ons vir God se saak en sy koninkryk hier op aarde. Wat 'n voorreg om dit dan so as gelowiges oor die lengte en die breedte van Wes-Australië dan dit so saam te kan bely. Ons het vanoggend begin om iets van Christus se heerlikheid, sy majesteit te verwoord, waar ons gesê het, hy is die koning. En ons gaan dit nou besing. En dan het ek nou vir julle wat so bietjie verder al in die jare is, wat groot geword het, dalk in die tyd toe die Halleluja boek nog bestaan het, het ek vir julle 'n lied saamgebring, wat ons vanoggend as 'n geloofsbelijdenis gaan sing, daardie pragtige lied, Blye Versekering, Jesus is myne. Hoekom? Omdat hy my syne gemaak het, deur sy sterwe en sy opstanding. 2 liedere wat ons gaan saam sing, Majesteit, en dan daardie pragtige lied, Blye Versekering. Kom ons staan ons sing hartlik saam, en ons loof en prys saam die Here op hierdie wyse.
blye versekering, Jesus is myn. O wat 'n vreugde, eerlik en rein, wedergebore, rein deur sy bloed, smaak ek sy vrede in my gemoed. Dit is my roemtaal, dit is my lied, lof wat ek Jesus ewig sal bied. Dit is my roemtaal, dit is my lied, lof wat ek Jesus ewig sal bied. Volle berusting, hoe swaar my lot, elke verrukking, blye genot, engele wat herwaarts boodskappe dra, tydings van liefde, vrye genade. Dit is my roemtaal, dit is my lied, lof wat ek Jesus hierop sal bied. Dit is my roemtaal, dit is my lied, lof wat ek Jesus ewig sal bied. Volle versekering, vrede en rus, eerlik van Jesus, liefde bewus, met my geloofswoord opwaarts gehou, rus ek in Jesus, sy liefde en trou. Dit is my roemtaal, dit is my lied, lof wat ek Jesus hierop sal bied. Dit is my roemtaal, dit is my lied, lof wat ek Jesus ewig sal bied. Dit is my roemtaal, dit is my lied, lof wat ek Jesus ewig sal bied. Dit is my roemtaal, dit is my lied, lof wat ek Jesus ewig sal bied. Lof wat ek Jesus ewig sal bied. Jy is baie welkom om baie rustig te sit. Kom ons bid saam voordat ons ook die skriflesing gaan saam lees en ons vra die Here se seën ook op die breek van die woord vanoggend. Here, wat 'n wonderlike voorreg om u hemelse majesteit vanoggend saam so te kan besing. Saam met daardie engele skare wat reeds rondom die troon van God staan en u heiligheid besing. Wat 'n voorreg om ook vanoggend te kan weet dat ons is kinders van God. Alles op grond van die soenverdienste wat u vir ons bewerk het aan die kruis op Golgotha, beseël deur die opstanding uit die dood. Wat 'n voorreg om dan ook so as 'n geloofsgemeenskap, as 'n huisgesin van God, ook vanoggend weer by mekaar te kan wees. En ons het die behoefte, Vader, dat u vanoggend ook vir ons die woord opnuut sal kom breek, deur die inwerking en die krag van die Heilige Gees. Dankie dat ons Jesus Christus as die vleesgeworde woord ken.
maar dankie dat U ook vir ons die skrifgeworde woord in ons eie taal Afrikaans gegee het. En wil U ook vir ons vanoggend opnuut weer ook U hart, U wil, daardie diep behoefte wat ons het, elkeen aan sin en betekenis in hierdie lewe. Wil U vanoggend deur U woord vir ons meer lig daarop kom werp en vir ons ook wys wat U reeds in ons lewe doen. Dankie dat ons afhanklik kan stel van U. Ons is hier om te luister. Raak ons harte en ons lewens aan. Ons bid dit in Jesus Christus se naam. Amen. Nou, jy is baie welkom as jy die Bybel saamgebring het om saam met my oop te maak by Filippense 1. Ons is vanoggend so by een van hierdie kort kragtige briewe wat Paulus geskryf het, Filippense, aan die gemeente daar in Filippi, 'n gemeente wat in Europa is, soos wat ons dit vandag ken. En jy sal agterkom dat Paulus in sy briewe, skryf hy gewoonlik sy briewe so in 2 dele. Hy begin sy brief om so bietjie vir ons die grondwaarhede van dit waaraan ons glo, om dit vir ons oop te breek en te verduidelik. In die lig van Filippense 1 is dit Filippense 1 en Filippense 2. Maar dan gaan hy daarna, nadat hy vir ons as ware die teologie op die tafel gesit het, sê hy nou, maar wat is die praktiese implikasie daarvan tot elkeen van ons se lewe? En dit vind jy in hoofstukke 3 tot 4 hier in Filippense. Maar ek wil graag vanoggend by hierdie inleidende woorde van Paulus vir 'n paar oomblikke saam met jou stil staan, en dan sal ek ook vir jou sê wat die tema is wat ek graag saam met jou aan die orde wil stel vanoggend. Filippense 1, daarvan af vers 1 tot 8. Briewe in die Nuwe Testament begin altyd om eers vir jou te sê van wie die brief kom, en dan aan wie dit gerig is. En dan begin die brief dan om te vloei daaruit. Paulus skryf die volgende, hy sê van Paulus en Timoteus, dienaars van Christus Jesus, aan almal in Filippi, wat deur Christus Jesus aan God behoort, met hulle ouderlinge en diakens. Hy skryf aan hierdie groepie gelowiges daar in Filippi, aan daardie gemeente. En hy sê vir hulle die volgende, hy sê genade en vrede vir julle van God ons Vader en die Here Jesus Christus. En dan begin hy sy brief met die volgende, met 'n danksegging en 'n gebed, is die opskrif van die perikoop in ons Afrikaanse Bybels. Ek dank my God, skryf hy, elke keer as ek aan julle dink. In al my gebede bid ek altyd met blydskap vir julle almal, omdat julle van die eerste dag af tot nou toe saamgewerk het aan die verkondiging van die evangelie. Ek is veral ook daarvan oortuig dat God, wat die goeie werk in julle begin het, dit eindtyd sal voer, en dit sal voleindig op die dag wanneer Christus Jesus kom. Dit is ook heeltemal reg dat ek so oor julle dink, skryf hy, omdat julle my na aan die hart lê. Julle deel immers almal saam met my in die genade wat God my gee, sowel in my gevangenskap as in my verdediging van die evangelie en die bevestiging van die waarheid daarvan. God is my getuie, hy weet hoe ek na julle almal verlang met die liefde van Christus Jesus in my hart. Tot sover ons skriflesing, so die eerste paar verse van Filippense 1, wat ek graag vanoggend aan die orde wil stel. En ek wil dit graag doen aan die hand van die volgende tema. Die temaatjie wat sê, blydskap in die soeke na sin. Blydskap in die soeke na sin en betekenis in hierdie wêreld. Nou, liewe broer en suster, liewe jong vriende, ons leef in 'n wêreld wat vol is van selfhelpboeke. Ons leef in 'n wêreld waar ons baie gereeld dalk ook na TED Talks kyk. Die van julle wat dalk so 'n bietjie jonger is, sal weet dat daar sulke geleenthede waar jy kenners kry wat so in 12-15 minute het hy 'n kort kragtige gesprek oor sekere temas van die lewe. Ons leef in 'n wêreld wat vol is van motiveringspraatjies. En mense in hierdie praatjies en selfhelpboeke is desperaat op soek na sin in hierdie lewe, na geluk, na iets wat groter is in hulle self. En ons hoor dit ook maar so in ons gesprekke as mense met mekaar. Baie van ons tieners en ons jong mense vra die vraag van, wat moet ek met my lewe doen hier op aarde? Baie van ons wat werk, vra vir ons baie keer dieselfde vraag af, is dit nou al wat daar is in hierdie lewe?
En dan is daar ook 'n klomp wat nou al reeds ver in die lewe gevorder is, en as ware die vraag vra, was dit alles die moeite werd? Dit waar ek my tyd en my energie en my geld en my lewe ingesit het. Ons almal wil baie graag gelukkig wees. Dis 'n groot lewensideaal in elke mens se lewe, en daarom doen ons ook alles in ons vermoë om geluk na te jaag. Onder andere koop ons en versamel ons soek gedurig dalk na nuwe ervarings, en ons koester ons liggame en ons oefen ons liggame om dit gesond te hou. En ek dink hierdie goed is nie op sigself verkeerd nie. Die probleem ontstaan wel as ons dink dat dit al is waaroor hierdie lewe gaan, en dat hierdie goed die sin en die betekenis van ons lewe moet rig en moet vul. Want die probleem is, as ons speelgoed in hierdie lewe, ons motors, ons juwele, ons meubels, as ons speelgoed begin breek, of ons gesondheid dalk knak, of ek dalk deur 'n finansiële krisis gaan, en of my verhoudings dalk versteur raak, is die vraag, wat bly oor? Wat bly oor? Waarin vind ons geluk? En verdwyn daardie gevoel van gelukkig wees dan uit ons lewe? Kortom, die punt wat ek probeer maak vanoggend om hierdie boodskap mee te begin is dit: baie mense het alles in hierdie lewe. Status, geld, verhoudings, en tog beleef baie mense steeds 'n leegheid diep in hulle harte en in hulle menswees. Hulle bly maar net soekers na sin in hierdie lewe. Wat hierdie mense eintlik regtig soek, is blydskap of vreugde, soos wat Galasiërs 5:22 dit vir ons verwoord, as deel van die vrug van die Gees. Blydskap, vreugde, wat die toets van tyd en omstandighede kan deurstaan, en wat die lewe met sin en betekenis vul. En nou wil ek net so 'n paar oomblikke net bietjie stil staan, om vir jou net weer bietjie te help onderskei tussen die verskil van om gelukkig te wees en om blydskap in jou lewe te beleef en te ervaar. En ek dink ons Engelse vriende, ons Australiese vriende, die Engelse wêreld, help vir jou en vir my so bietjie om te verstaan wat is die verskil tussen gelukkig wees, geluk, en blydskap, vreugde, waarvan Galasiërs 5:22 praat. En ek wil nou hierdie twee Engelse woorde vir 'n oomblik op die tafel sit. En dit is dat ek so bietjie met jou wil praat oor happiness en oor joy. Geluk word in Engels vertaal as happiness. En baie interessant is dat happiness is altyd van iets eksterns afhanklik. Geluk word bepaal deur iets buitekant jouself. Dit is jou omstandighede, dis die lewenssituasies, dis die mense in jou lewe, dis die goeters en die katoeters. Nou vir julle wat so 'n bietjie die vordering van Afrikaans bietjie agter geraak het, katoeters is die nuwe Afrikaanse woord vir al die toepassings, die apps wat ek en jy ken, is dit die Afrikaanse woord, katoeters. Baie mense soek hulle hoop en hulle vertroue in goed buitekant hulle self. En daarom is dit nie vreemd dat as jy 'n paartjie trou, dan vra ek gewoonlik vir hulle, maar hoorie, hoekom? En hoe het dit nou uitgewerk dat uit die 3,5 biljoen vroue op aarde het jy nou hierdie vrou gekies? En uit die 3,5 biljoen mans hier op aarde het jy nou hierdie man gekies? Hoe werk dit? En dan klink baie keer die antwoord na vore dat die paartjie vir jou sê, maar hy maak my so gelukkig. Dan wonder ek baie keer, ek het al gedink het daaraan, maar hy gaan daar ook op 'n stadium ongelukkig maak. Want ek maak baie keer my geluk afhanklik van iemand se houding en gesindheid en ingesteldheid in my lewe. En die probleem is, wanneer daai persoon bedompig raak in ons verhouding, dan is dit sommer ook bedompig hier in my hart. En dan verloor ek my vrede en my lig. Dis happiness. Joy aan die ander kant, blydskap, vreugde, dit waaroor die woord van God praat, is iets anders as hierdie happiness. Joy, blydskap, is nie afhanklik van omstandighede en situasies nie.
Blydskap is nie afhanklik van wat ekstern buitekant myself omgebeur nie. Inteendeel, blydskap kom nie van buite af na my toe nie. Dis iets wat in my is. Dis iets wat God in my hart kom plaas het. En al is die individu met wie ek dalk in 'n verhouding staan of by die werk staan, hoe bedompig, gaan daai bedompigheid nie my joy, my blydskap hier kan aanraak nie. So is 'n baie eenvoudige verduideliking wat ek net wil maak om vir jou iets te laat verstaan waaroor ek vanoggend met jou wil praat. Ek wil nie met jou oor geluk praat nie. Ons wil almal graag dit hê. Maar eintlik is ons almal soekers na hierdie die behoefte wat ons noem vreugde, blydskap, joy. En die woord van die Here leer vir ons dat joy, blydskap, vreugde is gebou op die fondasie, op die kern, op die basis van dat ek weet dat God met my lewe op pad is, dat ek in verhouding met God staan. Hy het my lief, hy is betrokke in my lewe en hy is daar ongeag wat in my lewe gebeur. Daaroor het Dominee Gawie verlede week in 'n sekere sin oor die tema van twyfel bietjie met ons gepraat. En die realiteit van wanneer ek blydskap beleef, wanneer ek joy in my hart het, is dat dit sin en betekenis in my lewe bring, ten spyte van en te midde van die omstandighede of die lewenssituasie waarin ek myself in hierdie lewe kan bevind. So my vraag is, verstaan jy die verskil tussen happiness en joy? Happiness is van eksterne goed afhanklik. Joy, blydskap, vreugde is iets wat God in die werking van die Heilige Gees in jou en my harte bewerkstellig. Kom ek neem jou na die teks wat ons vanoggend gelees het. Paulus skryf hierdie brief, en hy skryf hierdie brief vanuit sy ervaring van diep blydskap, hartsvreugde, joy. Die interessante is, wanneer Paulus hierdie brief skryf aan die gemeente in Filippi, dan sit hy in die tronk. Hy sit in die gevangenis in Rome. En dis eintlik 'n situasie wat 'n mens kan vul met desperaatheid, met mismoedigheid, met swartgalligheid. En tog kry ons dit dat Paulus hier sit met 'n stuk blydskap. Hy skryf aan mense wat vir hom baie naby aan die hart lê. Jy kan in hierdie brief, en sommer net in hierdie eerste paar verse wat ons saam gelees het, kan jy iets van sy liefde en sy toegeneentheid tot hierdie gelowiges in Filippi kan hy hoor. Interessante is dat hierdie brief dan ook in die teologiewêreld, in die kerkwêreld bekend staan as die sogenaamde blydskapsbrief. Miskien het jy dit al gehoor. Paulus wat in die tronk sit, in uiterste omstandighede, en tog is daar 'n borreling van blydskap en vreugde uit sy hart uit. 16 keer in hierdie 4 hoofstukke van hierdie briefie gebruik hy die woord blydskap, vreugde. Dis asof hy oorloop van hierdie dinge, al sit hy in haglike omstandighede. En hy skryf oor blydskap uit verskillende perspektiewe. Hy skryf onder andere oor blydskap in die Here, ongeag in watter omstandighede jy is. Hy skryf oor blydskap in nederigheid en diensbaarheid. Hierdie lied wat ons vanoggend mee begin het, gaan juis oor die hele ding, dat hy sê, vind vreugde daarin, dat jy diensbaar kan wees, na die voorbeeld van ons Here Jesus Christus. Hy skryf oor blydskap, oor eensgesindheid wat in 'n geloofsgemeenskap bestaan. Hy skryf oor blydskap, oor 'n lewe wat waardig is aan die uitleef van die evangelie. Ek wil vanoggend hierdie tema van Filippense vanoggend vat, blydskap. En ek wil vir 'n oomblik dit so bietjie draai en net die vraagie vra, waarin het Paulus se lewensvreugde, sy blydskap gelê? Wat het gemaak dat hierdie man in hierdie moeilike omstandighede waaraan hy gesit het, met groot blydskap gesit het? En daar 'n borreling uit is, dat ek en jy vanoggend die voorreg het, om as ware 2000 jaar later, daai borreling hier te kan beleef. En in sy skrywe vind ons die volgende, rondom waarin hy sy vreugde en blydskap gevind het. Hy skryf in vers 3, hy sê, ek dank my God elke keer as ek aan julle dink. In al my gebede bid ek altyd met blydskap vir julle almal,
omdat julle van die eerste dag af tot nou toe saamgewerk het aan die verkondiging van die evangelie. Wat sê Paulus hier? Uit dit wat hy hier skryf, kan ons 'n paar dinge leer waarin hy sy blydskap gevind het. Die eerste ding wat ons by Paulus kan leer oor waar hy sy blydskap gevind het, is dat hy sê blydskap begin op 'n sekere plek in hierdie lewe. Blydskap, vreugde, joy begin op 'n sekere plek in hierdie lewe en dit is op jou knieë. Dit is in gebed. Dit is in 'n posisie van afhanklikheid en dankbaarheid. Hy sê in al my gebede, en ek wil nou vir jou hierdie prentjie wys. Hy sê in al my gebede. Dis asof hy vir ons hier wil sê dat lewensvreugde, joy, begin met daardie dieper besef van afhanklikheid. Van 'n plekkie waar ek as mens gekom het in my lewe waar ek weet ek is afhanklik van iemand anders. Iemand anders wat die vrese en die vreugde van my as mens ken en verstaan. Dis asof Paulus hier sê, weet jy wat, ek vind vreugde daarin, dat ek weet, dat julle vir wie ek skrywe, julle en daar in Filippi, die Here ken julle vreugdes, maar hy ken ook julle vrese, net soos wat hy my vrese en my vreugdes ken. Paulus sê, blydskap begin by 'n besef van wie God is. Van wie God is. Die een met wie ek in gebed praat, die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Blydskap begin by wie God is en die dinge wat ek weet wat hy gedoen het en nog steeds doen en nog sal doen. Blydskap, sê Paulus, begin ook en leef ook in dankbaarheid. Paulus is in die tronk en tog is sy hart vol dankbaarheid en blydskap. Nie vir die situasie waarin hy sit nie. Hoor mooi, hy is nie bly omdat hy in die tronk sit nie. Maar hy is bly omdat hy weet wie God is en wat God vir hom in daardie situasie doen en dat daar mense is wat meeleef, meevoel met hom in daardie situasie. Dankbare afhanklikheid, sê Paulus, dit is waar blydskap begin. So in hierdie voorbereiding vir hierdie boodskap lees ek in die week van navorsing wat gedoen is oor geluk en blydskap. En ek lees onder andere die volgende, dat daar 'n studie gedoen is wat vertel van hoe jou en my kop in hierdie lewe werk, hoe ons koppe bedraad is. En hierdie studie wys daarop dat ons van nature as mens, ons het van nature 'n manier om die negatiewe, die slegte in hierdie lewe raak te sien en te onthou en vanuit dit te lewe. En nou kan jy dit op 'n paar plekke in jou lewe van toepassing maak. Jy sit dalk selfs nou vir oggend hier en jy is besig om so 'n bietjie na die negatiewe, die minder positiewe rondom my prediking te kyk en te luister. Ons is van nature ingestel om die negatiewe en die slegte raak te sien en te onthou en vanuit dit te lewe. Maar die interessante is dat hierdie studie ook daarop wys, dat wanneer mense intentioneel daarop ingestel is, om elke dag te probeer, om net 3 dinge raak te sien, neer te skryf, te onthou waarvoor hulle dankbaar is, was daar 'n merkbare verandering in hulle blydskap, in hulle vreugde, wat hulle in hulle harte beleef het. Dis 'n oefening, dit was 'n studie wat 'n oefening, 'n lewensingesteldheid getoets het. En wat agtergekom het, dat as jy jou fokus skuif van dit wat jy kort, van dit wat jy ontbreek, van dit wat jy nie het nie in die lewe, na wat jy het, waarmee jy geseënd is, wat aan jou voorsien is, dan is daar 'n merkbare verandering in jou blydskap, jou joy in jou hart en in jou lewe. En ek wil dit sommer vanoggend baie prakties maak. Paulus sê, blydskap begin in dankbare afhanklikheid. Vanoggend sommer prakties net maak en vir jouself die vraag net te laat afvra. Waarvoor kan jy vanoggend dankbaar staan in jou lewe? Waarvoor staan jy vanoggend dankbaar in jou lewe?
Dink as jy jou geleentheid gee om nou oor goed te praat wat nou nie lekker is nie, dan sal ons 'n lang lysie hê. Maar hoe lyk die lysie vir oggend oor dankbaarheid? Ons kan daai lysie dalk so op 2 maniere oopbreek. Hoe lyk jou dankbaarheid teenoor God? Oor wie hy is en wat hy in jou lewe doen? Kan jy 3 goed daar rondom neersit? Om net die God aan wie jy behoort, en wie se teenwoordigheid ons nou is, in dankbare afhanklikheid voor hom te kan kom staan. Dis die een kant van hierdie lysie van dankbaarheid wat jy dalk vir jouself kan opstel. Daar's 'n ander lysie. En dit is, wie is daardie mense in jou lewe waaroor jy dankbaar kan wees vir oggend, wat vormend jou lewe verander? Mense in jou lewe wat vormend jou lewe verander. Wat jy kan sê, Here, maar ek is dankbaar hiervoor. En nou wil ek so 'n bietjie, dis nou, mense praat nie in die kerk van duiwelsadvokaat nie, maar ek wil nou so 'n bietjie die kat in die hoenderhok gooi. En dit is om ook die volgende vir jou te sê. Staan jy net dankbaar teenoor jou gesin, jou familie, dalk 'n gemeente soos hierdie, wat vormend op jou lewe inwerk? Of staan jy dalk ook dankbaar teenoor daardie moeilike buurvrou van jou, wat in Aussie taal praat wat jy nie lekker verstaan nie, of daai moeilike kollega by die werk, dalk jou bankbestuurder, dalk 'n vreemdeling wat in jou lewe gekom het en werklike uitdagings skep, maar wat dalk vormend besig is om in jou lewe 'n verskil te maak. Die vraagie wat ek vanoggend wil vra is, waarvoor kan jy dankbaar staan? Hoe lyk jou dankbare afhanklikheid wat uitloop op blydskap? Wat kan uitloop daarop? Ek het 'n vriend met die naam van Mayan Subrayan. Hy het dink by geleentheid ook al hier opgetree. Hy's 'n Indiër wat 'n mooi kind van die Here is. Hy het beleef dat die Here hom teruggeroep het vanaf Perth na Suid-Afrika toe. En hy skryf in die week op sy Facebook, skryf hy dat ek het vir die Here gevra, hy moet meer geduld vir my in my lewe gee. Ek bid vir die Here vir meer geduld. Toe sê hy, toe bring die Here dit na sy kant toe om hom uit Australië uit te gaan haal, terug Suid-Afrika toe te vat en in die rye van binnelandse sake in Suid-Afrika te gaan laat staan. Blydskap, sê Paulus, begin dankbaar op jou knieë. Dankbare afhanklikheid. Daar's 'n tweede plek wat ons in hierdie skrywe van Paulus agterkom, waar dankbaarheid, blydskap vandaan kom. En dit is nogal interessant dat dit 'n punt is wat hy maak, wat 'n verband lê tussen die blydskap en die feit dat hy hierdie vriende van hom in sy lewe het. En dit is die volgende, hy sê, ek bid die Here en ek dank hom, omdat julle van die eerste dag af tot nou toe saamgewerk het aan die verkondiging van die evangelie. Hy sê hierdeur vir ons, dat blydskap groei in ons lewe deur gemeenskap en deelname. Blydskap kom in ons lewe na vore deur die verhoudings waarin ons staan en die betrokkenheid wat ons beleef saam met ander mense in hierdie lewe. En ek het nou gewonder, hoe gaan ek dit vir jou nou kan verduidelik? En toe het ek besluit ek wil dit doen aan die hand van hierdie prentjie. Van mense wat deelneem aan 'n wedloop, wat saam aan 'n marathon dalk deelneem of 'n wedloop of wat ook nogal dan dan bietjie draf. En wat ek vir jou hierdeur wil probeer illustreer is juist dit wat Paulus hier sê. Hy sê, ek dank my God elke keer as ek aan julle dink, en al my gebede bid ek altyd met blydskap vir julle almal, omdat julle van die eerste dag af tot nou toe saamgewerk het aan die verkondiging van die evangelie. Nou wanneer jy saam met mense hardloop, dan is daar iets van 'n span ervaring wat jy beleef en ervaar. Is hier enige hardlopers hier onder ons? Mense wat die Perth na Sydney marathon hardloop oor 3 jaar. Sulke mense, nee. Maar daar's dalk mense wat 'n halfmarathon hardloop, 'n volmarathon, 'n Comrades, die tipe van dinge. En dit is baie interessant dat wanneer jy saam met mense hardloop, dan is daai saamwees, werk dit altyd daartoe mee dat julle saam pyn deel met mekaar. Sê hierdie Hammy begin nou met my gesels. Of hoor hierdie longe brand vir oggend, né? Jy deel daardie moegheid.
En tog, wanneer 'n mens hierdie goed met mekaar deel, is daar ook 'n stuk vreugde om te sê, hey ouens, sien julle, ons is al verby 'n kilometer. Nou, daar's nog 10 wat voor lê, maar ons maak vordering. En uiteindelik is daar hierdie saamwees, maak hierdie pad saam draaglik. En is daar ook hierdie vreugde as jy uiteindelik by die wenpaal of die eindstreep dan nou aankom. Hierdie ding van om iets saam met mense te doen. Daar's 'n Zambiese spreekwoord wat vir my pragtig is. 'n Zambiese spreekwoord wat sê, as jy vinnig wil hardloop deur hierdie lewe, hardloop alleen. Maar as jy ver wil hardloop in hierdie lewe, hardloop saam met ander. Hoor jy dit? As jy vinnig wil hardloop, hardloop alleen. Maar as jy ver wil hardloop, dan hardloop jy saam met ander. En dis presies dit wat Paulus hier sê. Paulus sê, hy vind sy vreugde daarin. Al sit hy in die tronk, al sit hy in hierdie haglike omstandighede, weet hy is daar mense wat met hom meeleef. Wat hierdie lyding, hierdie pyn en ervaring wat hy in die tronk beleef, met hom meeleef en saamleef en deurleef. Meer nog, hy sê, dis nie net 'n gesamentlike ervaring nie, maar ek doen dit en ons doen dit eintlik vir iets baie groter, iets baie meer sinvol, iets baie meer betekenisvol as net ons eie lewe. Ons doen dit ter wille van die evangelie. Ek is nie alleen in die tronk nie, al sit ek alleen daar, ek weet julle hart en gesindheid is by my, julle bid vir my, julle ondersteun my. En ons doen dit saam, omdat dit gaan oor 'n groter saak. En hier lê Paulus 'n baie nou verband tussen blydskap en lewenssin. En dit is naamlik om saam met ander iets sinvols in hierdie lewe te doen. Om saam met ander iets betekenisvols te doen. Om saam met ander iets te doen wat groter is as jouself. En liewe broer en suster, ons beleef dit byvoorbeeld in 'n gemeente soos hierdie, waar ons saam mekaar ondersteun, maar ook saam uitreik. Waar ons mekaar dra, maar waar ons ook die krag wat ons kry uit hierdie saamdra ook gebruik om 'n verskil in ander mense se lewens te gaan maak. Om die liefde wat ons hier ontvang, om dit ook na ander aan te gee. Paulus maak 'n eenvoudige punt om vir ons te sê, blydskap vind jy nie in isolasie in hierdie lewe nie. Sin en betekenis en blydskap in hierdie lewe vind jy nie alleen nie. Jy vind dit saam met ander mense in hierdie lewe. Dis nie waar Paulus se blydskap en vreugde ophou in dankbare afhanklikheid van God nie. Dis nie waar sy blydskap ophou as hy vir ons wys dat jy kan dit nie alleen ontdek nie. Jy het ander nodig om dit sinvol te ontdek in hierdie lewe. Daar's 'n derde ding wat Paulus vir ons hier aanwys en daarmee land ek vanoggend. En dit is dat hy vir ons sê, blydskap is ook direk verbind aan God se lewenslange werk in jou en my lewe. Joy is verbind aan God se lewenslange werk in jou en my lewe. Nou het ek gewonder, hoe gaan ek dit vir jou verduidelik? Ek wil hê jy moet na die volgende foto kyk. Hy sê, ek is veral ook daarvan oortuig, dat God, wat die goeie werk in julle begin het, dit eindtyd sal voer, en dit sal voleindig op die dag, wanneer Christus Jesus weer kom. Ek wil hê jy moet kyk na hierdie foto. Waaroor gaan hierdie foto, wat ek vanoggend vir jou hier wys? Ek dink as ons na hierdie foto kyk, gaan die meeste van ons se oë onmiddellik beweeg na daardie skets, wat daardie dogtertjie gemaak het. Hoe lyk daardie skets vir julle? Lyk dit vir julle na iets? Nie op hierdie stadium nie. Eintlik moet ons sê dat hierdie sketsie lyk eintlik na niks. Die potensiaal is waarskynlik daar dat daai skets aanduiding kan gee oor 'n 30-40 jaar dat jy dalk een van die bekendste kunstenaresse in die wêreld dalk nou raak sien op daai foto. Maar ons kyk na daardie skets en ons sê, weet jy wat, hierdie skets lyk na niks. Dis een manier om na hierdie foto te kyk. Daar's 'n ander hoek om na hierdie foto te kyk. En dis die volgende. Ek sien 'n verhouding in hierdie foto. Ek sien 'n dogtertjie wat baie gelukkig is. Wat 'n skets gemaak het wat vir jou en vir my vanoggend na niks lyk.
maar wat op haar mamma se skoot sit, haar mamma se teenwoordigheid beleef, haar mamma se hulp en bemoediging dalk ervaar het, en dit maak dat sy gelukkig is. Jy sien waaroor hierdie foto gaan, is dat die waarde van hierdie foto lê nie in die voltooide prentjie nie, maar juis in die verhouding wat jy daar sien. En liewe broer en suster, dit werk ook so in jou en my verhouding met God. Meer nog eintlik God se verhouding met jou en my. En dit is dat ons so baie keer fokus op die prentjie van ons lewe. En dat ek na hierdie prentjie kyk en baie keer die tekortkominge en al die negatiewe in hierdie prentjie raak sien, en dat ek die verhouding wat God met my het, miskyk. Ons is so ingestel baie keer op hoe lyk die prentjie van ons lewe, terwyl ek juis besig is om die verhouding wat God met my het, om dit te mis. En as ek die verhouding kan raak sien, dan bring dit blydskap in my hart. En dis presies wat Paulus hier vir die gemeente probeer sê, dat die grootste troos vir hom in hierdie lewe, is dat God het die goeie werk in elkeen van ons begin. God het dit gedoen toe hy jou in aansyn geroep het. En God het dit gedoen toe Jesus Christus daardie dag aan die kruis op Golgotha gesterwe het. Toe Christus opgestaan het uit die dood. Toe God besluit het om sy gees in elkeen van ons uit te stort op grond van ons geloof in Jesus Christus. God het sy goeie werk in jou lewe op 'n baie persoonlike manier begin. Daardie dag toe jou ma en pa met jou as babietjie by 'n doopbak gaan staan en jy nog absoluut niks vir jouself kon doen nie. Nie eers bewus is van daardie gebeure nie, het God die goeie werk in jou lewe begin. God kom telkens deur die tekens van brood en wyn by die nagmaalviering en hy kom verseker jou en sê, ek het die goeie werk in jou lewe begin, ek is nog steeds besig met jou. Die lewenssituasies waardeur ek en jy is, waar ons God se hand in ons lewe en oor ons lewe beleef het. Dis alles deel van hierdie goeie werk wat God in ons lewe begin het. En die wonder is dat Paulus sê, God het hierdie goeie werk begin, en hy sal dit dwars deur my lewe voortsit. Daai situasie wat jou vanoggend vul met vrees, daai omstandighede wat pyn en trane in ons lewe veroorsaak, daardie ding wat jou laat twyfel, waaroor Dominee Gawie verlede week gepraat het, die bekommernisse, daardie groot skuif wat in jou lewe plaasgevind het om van Suid-Afrika na Australië te skuif, so kan ons al hierdie goed noem. God is dwars deur hierdie goed in jou en my lewe aan die werk. Hoekom? Hoekom kan ek blydskap daarin vind? Paulus sê dit vir ons. Hy sê daar's net een rede. En dit is dat dit wat God aanpak in hierdie wêreld en in hierdie lewe, maak hy klaar. Die werk wat God aanpak, voltooi hy. God gooi die tou op nie. Ook nie met jou en my nie. Ek wonder in hoeveel van julle se motorhuise, hier in Australië praat ons van garages, in hoeveel van julle motorhuise staan daar half voltooide stokperdjie projekte. Dis nou sulke geglorifiede spinnekopvangers of vleevangers. Daai goed wat met spinnerakke en stof vervul is. Ek en jy begin baie dinge in ons lewe, maar ons maak dit nie klaar nie. God werk nie so nie. God is nie so nie. Dit wat hy aanpak, dit maak hy klaar. Selfs nie eens die sondeval het God se werk, God se op pad wees met die mensdom gestuit nie. En Dominee Pieter het baie kragtig en pragtig Johannes 3 vers 16, die sirkel van genade oor tyd heen binne in hierdie gemeente se lewe vir ons kom oopbreek, om vir ons juis dit te verduidelik. Dat selfs nie eens die sondeval het God se werk in ons lewe gestuit nie. So lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enigste seun na hierdie wêreld toe gestuur het, sodat die wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. God het nie sy seun na hierdie wêreld toe gestuur om die wêreld te veroordeel nie, maar juis om die wêreld te kom red.
Paulus verseker hierdie gelowiges in Filippi en vanoggend ook vir jou en vir my, dat God sal sy genade in ons lewe laat groei, totdat sy werk klaar is. Wat sê ek vir jou in gewone Afrikaans? Wat probeer ek vanoggend vir jou sê? Net dit. Ek en jy hoef nie eers alles in ons geloofslewe en ons verhouding met God uit te pleis, voordat ons blydskap in ons lewe gaan beleef en ervaar nie. Jy hoef nie alles van die woord te verstaan. 'n sekere vlak soos wat ons baie keer dink in geloof bereik, voordat joy, blydskap, vreugde waarvan Paulus hier skryf, gaan deurbreek in jou lewe nie. Ek en jy hoef nie alles uit te pleis voor jy blydskap kan hê nie. As God saam met jou is, en jy besef, hy werk in jou lewe, al voel jy ook as mens, hoe onvoltooid vanoggend, dan sê die woord van die Here vir jou, kan jy met vertroue deur hierdie lewe gaan, omdat jy weet dat God met my deur hierdie lewe op pad is. En dit gee sin en betekenis aan my lewe hier op aarde. Dit behoort jou te vul met blydskap. I'm a work in progress, want God is met my deur hierdie lewe op pad. Dis die bron van blydskap, sê Paulus, vir ons as gelowiges. Hoor weer, as God saam met jou is, en jy besef hy werk reeds in jou lewe. Jy kan sy hand sien en beweeg. Jy is nie dieselfde mens as wat jy Januarie was, of as wat jy 2 jaar terug was nie. Daar's groei, daar's verandering in jou lewe. Kan jy met vertroue en met sin en betekenis en met blydskap deur hierdie lewe gaan, want jy weet, God is aan die werk in jou lewe. Liewe broers en susters, daar's 2 goed waaraan ons as mense die behoefte het. Die een is om met sin en betekenis deur die lewe te gaan. Die ander is om mense te hê wat saam met jou deur die lewe gaan. En Paulus praat met ons hieroor in Filippense 1. En ek wil sluit om vanoggend vir jou te sê, in hierdie klein briefie wat Paulus uit die tronk in Rome geskryf het, praat hy oor blydskap. En hy verklap iets van wat vir hom as bron van blydskap was in sy lewe. Hy sê, blydskap begin in 'n posisie van dankbare afhanklikheid voor die Here God van hemel en aarde, wat jou by die naam ken, sy naam aan jou naam kom verbind, met wie jy die voorreg het om in verhouding te staan en om Vader te kan noem. Dit begin in daardie posisie van gebed. Hy gaan aan en hy sê vir ons, blydskap word nie in isolasie in hierdie wêreld gevind nie. Maar dit word gevind saam met ander, wanneer ons besig hou met die regte dinge, wat saak maak, wat betekenisvolle verskil maak in hierdie lewe. Die Engelse sê dit mooi, chasing the right things in life. Hy kom en hy sê vir ons, blydskap is nie 'n bestemming waaraan ek en jy uiteindelik gaan uitkom. Ek het nou gearriveer, ek is nou by blydskap nie. Hy sê eintlik vanoggend vir ons, blydskap is 'n verhouding. 'n Verhouding met die God van hemel en aarde, wat sy werk reeds in jou en my lewe begin het. En ook in dit wat nou vandag voorlê, in hierdie week wat voorlê, in die jare wat voorlê, soos wat die Here ons gaan spaar, is God met jou op pad. En is hy besig om ook die lewe oop te breek, dat jy geken sal word as iemand wat met blydskap lewe. Daar's 'n reuse verskil tussen happiness en joy. Ek hoop jy hoor ietsie vanoggend van Paulus se hart, wanneer hy met jou oor vreugde praat. Dat hy vir ons sê, dis daar waar ek vir God ontmoet. Dis daar waar ek saam met medebroers en susters deur die lewe beweeg. Dis die groot troos en wete wat ek het. God is ook met my op pad deur hierdie lewe. Mag dit jou blydskap, daardie bron van blydskap vanoggend net weer oopmaak, of nie weer laat uitborrel, dat jou lewe geken sal word as 'n mens wat met vreugde lewe. Ek gaan vir jou 'n paar oomblikke van stil gebed gee, en dan sal ek vir ons 'n gebed doen, en dan sluit ons vanoggend die prediking op hierdie wyse af. Sê vir jouself, vra vir jouself, wat het ek vanoggend gehoor? Dalk kan jy net gewoon vir jouself die vraagie vra, waaroor kan ek vanoggend dankbaar staan teenoor die Here? Diep dankbaar staan. Kom ons word stil saam vir 'n paar oomblikke.
Here, baie dankie dat ons vanoggend hoor, dat ons die vrae rondom die sin en die betekenis van hierdie lewe, die soeke na blydskap, die vraag na blydskap, dankie dat ons vanoggend hoor dat ons nie self die antwoorde daarop hoef te vind en te gee nie, maar dat dit juis by U begin, by U wat vir ons help om die vrae te vra, maar ook die regte antwoorde te vind. Dankie dat U ons ook vir mekaar gee, om saam ook betekenisvolle dinge in hierdie lewe te doen. Onder andere, om as geloofsgemeenskap mekaar te dra en te versorg, maar ook saam reeds te kan uitkyk na 'n uitreik in Bali, oor 'n paar weke van nou, om ook te kan bid dat U koninkryk ook daar sal kom. Maar dankie dat ons saam ook voor U kan staan, saam kan werk, en kan vra dat U ook daardie uitreik sal seën. Here, baie dankie dat ons hierdie dinge nie in eie krag hoef te doen nie, maar dat ons vanoggend net weer die troos hoor, dat U is die God wat die goeie werk in ons begin het, en dat U dit voortsit, te midde van, ten spyte van, is U met elkeen van ons se lewens op pad. En Here, ons wil bid, dat daar die vrug van die Gees van vreugde, van blydskap, dat dit werklik 'n fontein sal word, soos wat ons Here Jesus Christus vir ons beloof het, daardie dag toe hy gesê het, dat almal wat dors het, kom na my toe, en ek sal vir jou die water gee van lewe, en dit sal 'n fontein wees, wat uit jou binneste sal vloei, en jou wêreld, jou verhoudings sal verander. Here, werk in ons, sit U goeie werk in ons voort, alles tot eer en verheerliking van U naam. Here, ons stap 'n nuwe week tegemoet, en ons vra dat U ook vir ons sal ontmoet op al die plekke waar ons verpligtinge en verantwoordelikhede het. Baie dankie dat ons vir mekaar kan bid. Baie dankie dat ons ook kan bid vir daardie byeenkoms vanoggend in Nerrigan wat om 11:00 begin, waar Dominee Gawie die diens lei. Here, dat U ook daar ons medebroers en susters sal ontmoet. Dankie vir die voorreg dat ons vir ons wêreld kan bid. Dis 'n wêreld wat skree dat hulle U nodig het. Help vir ons om in hierdie gedeeltetjie van die wêreld waarin U ons plaas, om werklik sout en lig te wees, om daardie verskil te bring waaraan die wêreld so behoefte het. Dankie dat ons dit in diepe dankbaarheid, maar ook in diepe afhanklikheid vanoggend kan bid, in Jesus Christus se naam. Amen. Baie dankie dat ons mag weet dat U is die een wat die hemelligte, die son, die maan en die sterre vir ons gegee het, maar dat U nie verander soos hulle nie. Dankie dat ons ook mag weet dat U die gewer is van alle goeie gawes. En Here, dankie dat ons dan ook vanoggend iets kan hoor van 'n stuk blydskap, omdat ons U hand op ons lewe en in ons lewe kan raak sien. En daarom ontvang ook vanoggend hierdie dankoffer wat ons gee. Here, ook as 'n teken van ons dankbaarheid teenoor U. Ons bid dat U ook vir die leierskap, vir die gemeente wysheid en insig sal gee, om ook dit wat ons voorsien het, so te gebruik, dat U naam verheerlik sal word, U koninkryk opgebou en uitgebou sal word. Alles tot verheerliking van wie U is en van wat U doen in ons lewe. Dankie vir hierdie oomblikke.
En dankie dat ons ook ons seëninge op hierdie wyse kan aangee. In Jesus se naam bid ons dit. Amen. Liewe broer en suster, ons gaan afsluit met die sing van 'n baie bekende lied uit ons liedboek Liedereskat. Daardie lied wat sê, neem my lewe, laat dit Heer. En mag die Here die verskillende fasette van die lewe neem in jou lewe en dit vul met blydskap, met joy, sodat jy werklik sout en lig ook in jou leefwêreld kan wees. Kom ons staan ons en ons sluit ons af met die sing van hierdie lied. Neem my lewe, laat dit Heer. U gewy, wees meer en meer. Laat my hart gedurig juig en van dankbaarheid getuig. Neem my hande, maak sterk, diensbaar in u goeie werk. Neem my voete, skoei Heer, met bereidheid tot u eer. Neem my stem en laat my sing, aan u Here hulde bring. Laat my mond die boodskap dra, hul sal vind wat na u vra. Neem my goud en silwer Heer, niks nou my eie meer, al my kennis en verstand stel ek in die Vaderhand. Maak my hart vir u tot troon, deur die Gees wat in my woon. Rig my wil, gevoel en daad, altyd na u wyse raad. Neem my lewe, laat dit Heer. U gewy, wees meer en meer. Laat my hart gedurig juig en van dankbaarheid getuig. Dit is 'n voorreg om jou vanoggend ook dan te seën, huis toe te stuur met die seën van die Here God. Die God wat reeds sy goeie werk in jou begin het en dit ook sal voortsit in die dae wat voorlê. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons hemelse Vader en die teenwoordigheid van die Heilige Gees is en bly by elkeen van ons. Amen. Mag jy 'n heerlike dag hê, 'n rustige lang naweek en sterkte vir die week se verantwoordelikhede wat voorlê